Liewe vriende en familie, luisteraars, baie welkom by hierdie geleentheid waar ons saam reis en saam groei. Vandag gaan ons saam dink oor hoe God, wie hy is, sy identiteit, sy karakter aan ons openbaar deur die kruisiging van Jesus. Ek wil graag saam met julle lees uit Johannes hoofstuk 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Nou die ongelowige dink dit is onsin. Dit maak mos nie sin dat 'n God wat almagtig is, mens word, onder ons kom woon, kom ly en uiteindelik aan 'n kruis sterf nie. Maar vir die gelowige is dit die goeie nuus. Want die kruis van Jesus is nie 'n vernedering nie, dalk vir die wêreld, maar vir ons is dit 'n verheerliking van wie God is. Want daar het hy oor die bose, oor die sonde, oor die dood geoordeel en dit oorwin. Ek wil graag saam met julle vandag dink oor hoe God deur die kruisiging van Jesus kom openbaar dat hy regverdig is. Ja, ons weet God is 'n regter. En hoe sien ons dit in die kruis van Jesus? Ons wil begin deur om te sê dat God nie die sonde en die boosheid van hierdie wêreld onder 'n mat kom invee nie. Dit voel soms, hoekom sien ons al hierdie boosheid rondom ons? Hoekom gaan dit so goed met die skelms en die skrikke? Gee God dan nie om nie? Familie, dit is sleg in die oë van die Here. Hy sien dit raak. En daarom sien ons in die publiek dat Jesus gekruisig was en die oordeel van sonde op hom geneem het. Ek en jy, ja, daai sondaar, daai verkeerde persoon, die bose een, die skelm en die skurk, moes aan die kruis gehang het. Maar die Here het in ons plek sy seun gestuur, sodat ek en jy vry kan lewe in en deur hom. Tog het dit nie beteken dat God teruggehou het op sy oordeel teenoor sonde nie. Ons sien dat ons Here Jesus in die tuin bloed gesweet het en gevra het vir die Vader dat indien dit moontlik is dat hierdie beker hom verby sal gaan, maar nogtans die Vader se wil en nie sy eie nie. Ons Here het bloed gesweet oor dit wat binne daai beker was, en dit was die oordeelsbeker. God se regverdige oordeel oor sonde wat neergekom het op sy seun en nie op my en op jou nie. Daarom familie en vriende, roep die Here ons nou om ons kruis op te neem en hom te volg. En dit beteken nie elke keer as iets sleg gebeur as jy sê, ag, dit is omdat ek die kruis van die Here opgeneem het nie. Nee, om die kruis van die Here op te neem beteken dat ons hom volg na Golgotha en daar ons ou sondige lewe by hom aflê, dat dit saam met hom sterf, sodat ons die nuwe lewe in hom, 'n lewe wat klaar geoordeel is en nou net vry is en geregverdig is voor God die Vader kan opneem en in 'n versoende verhouding, 'n oop verhouding met die Vader kan leef. Mag hierdie boodskap, hierdie goeie nuus ons opgewonde maak en ons aanspoor om 'n verhouding met God te bou en na aan die Vader te lewe en hom eer te gee as die goeie en die regverdige regter. John Stott sê in sy boek dat die wat vir hulle hoopies wil bou waarop hulle staan, om hoër te wees, om hulle self prys en roem te gee, hulle besef nie dat daai hoopie baie gladder is as wat hulle dink nie. Die Here Jesus roep ons om die enigste vryspraak in hom te kry, nie in onsself nie. Hy het ons oordeel gedra en daarom kan ons in hom, in nederigheid, in oorgawe, in geloof en in verhouding die nuwe lewe leef.